Ek het verlede Sondag die krag ons bietjie geboikot. Maar ek het so vinnig, kan nie dink dat daai preek wat ek so lank preek, ek in 28 minute kan opsê. As daar nie interaksie is nie. Maar dis nie so lekker nie. Dis nie glad nie lekker om dit vir jouself te sê nie. En ek wil jou uitnooi om na daai woord te gaan luister. En nie omdat ek dink dit was 'n goeie preek. Dit was 'n moeilike preek. Maar dis kardinaal. En vat die blaadjie. Gaan luister weer. As jy nie toegang het tot wifi en jy kan nie met my reël, jy kan hier kom sit, ek sal vir jou die deure oopsluit, dat jy daarna luister. Geliefdes, dis kardinaal belangrik, daai woord oor ons harte, en die toestand en die herstel van ons harte. Ek wil nie preek om jou te please, of jou besig te hou nie. Dis belangrik, so ek wil jou uitnooi, om asseblief te gaan luister, na daai woord. Ek dink is 'n crucial woord, dat ons sal toelaat, dat God se gees ons deurgrond, en in dieselfde asem wil ek vir jou sê, daai bladsytjie oor die refleksie, ek wil vir jou vra, maak moeite daarmee, om daai pause op jou foon te sit, wanneer dit vir jou 'n geleentheid is, om net asem te haal, te dink, God se gees toe te laat. Daai aandrefleksie, man, ek het dit op 'n stadium baie getrou gedoen, en jy weet, dan raak ou nou weer vervalle in al die ander goeters. En nou die aand, toe sit ek weer daar bo op my stoep, en ek dink net oor die dag, en oor die dag wat voor lê, en oor my woorde, en die woorde van my hart, en dan is dis gouer om, wanneer goed nog vars in jou geheue is, toe te laat dat die gees van God met jou werk. En vat 'n skrif, vat 'n vers, en mediteer en reflekteer in die week oor daai vers, want dit gaan ook vir ons groot waarde toevoeg. Amen. Ok, ek kan jou net vra, ek kan jou nie forceer nie, julle is mooi groot, en ons gaan ook nie toets skryf daaroor nie. So vandag is dit die 3de week oor ons jaartema, laat alles wat asem het. En donderdag het ek 'n roudiens gehad, en ek het hieroor gepraat, by die roudiens. En oor die belangrikheid, nie net van asemhaal nie, maar van die asem van God, daai deel van God wat in ons is, wat sal terugkeer na God toe. En ek het dit baie pertinent gesê, elke mens se gees gaan terugkeer na God toe. En dan sal daar 'n dag wees, wanneer ons elkeen voor die Here sal staan, en dat daar 'n dag sal wees van oordeel. Ons gaan voor die troon van die Here staan. Vir ons gaan dit 'n dag wees van loon, vir ander gaan dit 'n dag wees van skeiding. En ongeag hoe ons daaroor kyk, en hoe ons daaroor dink, en ek het ook gesê, baie mense sê, nee, ons dien 'n God van liefde en alles. Ja, ons dien 'n God van liefde. Hy gee vir ons geleentheid en kans en genade, maar daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer hy die God ook sal wees van oordeel. Amen. So, ons weet nou, die numeriese getal vir God se naam is 26. Volgens die Hebreëse numeriese getalle. En is jy dankbaar dat sy naam ook asem is, en elke keer as jy sy naam noem, Jahweh, dan haal jy asem. Net daar waar jy sit, wil jy 'n bietjie diep asemhaal, want ons haal mos nie meer diep asem nie. Jahweh, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. En ek weet nie van jou nie, maar ek het net in hierdie laaste tyd weer bewus geword van die wonderlike voorreg om asem te haal. En om asem te kan haal. En ek kan dit doen sonder 'n apparaat. Sonder 'n suurstofmasjien of enigiets. Dis 'n voorreg om asem te kan haal. Nou, en ek het dit al gesê, die 26ste vers van die Ou Testament is Genesis 1 vers 26, en is dit nie amazing nie? Hy sê, en God het gesê, laat
ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die 26ste vers in die Ou Testament is die vers waar God die mens maak. En dis wat God gedoen het. In die begin het hy alles geskape en dan sê hy, ons maak die mens. En ons weet uit Genesis 2 vers 7 uit, hy het sy asem in die mens Adam ingeblaas en Adam het 'n lewende siel geword. Ek gaan nou nie dit weer herhaal nie. Maar ek en jy weet ook wat het gebeur in daai tuin. Ons noem dit die sondeval. Maar eintlik het daar iets groter gebeur. Adam en Eva het hulle heerskappy, het hulle dit verloor. En toe, in die sweet van hulle aangesig, moet hulle brood verdien. Tussen die dussels en die dorings. En ons weet hoe dit uitgespeel het. Maar nou as ons na die Nuwe Testament toe gaan, dan het die eerste boek in die Nuwe Testament, naamlik Matteus, die eerste hoofstuk nie 26 verse nie. Dit hou op by vers 25, Matteus 1, hou op by vers 25. En jy weet, Matteus begin met 'n hele geslagsregister van Jesus. Toe wonder ek of dit heeltemal verkeerd sou wees, want as jy Matteus 2 vers 1 lees, dan is dit amazing skrif. Dan praat hy van Jesus se geboorte en dat die wyse manne gekom het uit die ooste uit om geskenke te bring. Toe wonder ek of Matteus 2 vers 1 dalk nie die 26ste vers is van die Nuwe Testament nie. Dink vir 'n oomblik. Dit kondig Jesus se geboorte aan. Dat die seun van God, die seun van die mens geword het. Dat die seun van God, die seun van die mens geword het. Om wat? Om die middelaar te wees tussen God en die mens. En as Paulus met Timoteus hieroor praat in sy brief aan Timoteus, dan sê hy baie duidelik, hy sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Wat sê hy? Die mens, Jesus Christus. Dink nou weer Genesis 1 vers 26, ons maak die mens sodat hy kan heers, maar daar het 'n sondeval gebeur, die mense het die heerskappy verloor, en God stuur die seun van God, om seun van die mens te wees, sodat hy die middelaar kan wees. Wie? Die mens, Jesus Christus, wat homself gegee het, as wat? As die losprys. Is jy hier? Hoor jy vanmôre? Maak dit jou opgewonde? Om te dink dat God so 'n wonderlike, amazing God is. En wanneer jy Filippense 2 lees, en jy kan dit dalk vanmiddag gaan lees, dan sien ons wat dit geverg het vir Jesus, die seun van God, wat seun van mens geword het, om die middelaar te wees. Paulus skryf in Filippense 2, hy sê, want hy het sy heerlikheid verlaat, hy het homself ontledig, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, aan die mens gelyk geword, en in gedaante as 'n mens, het hy homself verder verneder, om gehoorsaam te wees, tot die dood toe, die dood aan die kruis. En Dawid in Psalm 22 praat al profeties daar oor Jesus se kruisdood, en kyk wat sê Psalm 22 vers 17, en ek het uit die 2020 vertaling uitgehaal, hy sê, hulle het my hande en my voete deurboor. Waarna verwys dit?
na die spykers, na die kruis, daardie spykers wat deur Jesus se hande en voete geslaan is deur die Romeinse soldate daar by die kruis. Maar weet jy wat? Weet jy wat is amazing? Toe Dawid hierdie profetiese woorde geskryf het in hierdie Psalm, was daar nog nie eers 'n teken van die Romeinse dominansie oor Israel nie. Ek het dit opgelees, hulle sê, op daardie stadium in Rome was die kruisiging nie eers deel van die Romeinse straf nie. En nooit het 'n Romeinse burger tot in Jesus se tyd en daarna aan 'n kruis gesterf nie. Hulle het gesê, dis te vernederend vir 'n Romeinse burger. Is God nie amazing nie? Profeties praat Dawid al in Psalm 22 oor die spykers, oor die deurboring van Jesus se hande en voete, hy wat die middelaar sou wees tussen God en die mens. Is jy dankbaar dat ons redding nie 'n afterthought is nie? Is omdat God in 'n verleentheid gekom het toe daar fout gegaan het nie. Nee, dit was van voor die tyd af alreeds in plek. Nou, ons is in 2026. Maar ons is ook in die Joodse kalender in die jaar 5, 7, 8, 6. En daai 6, weet jy nou? Weet jy al wat is dit? Dis die Wav. Kan jy onthou waarvoor staan hierdie 6de letter in die Hebreëse alfabet? 'n hak, 'n hoek, 'n pen. Is jy met my? Kyk hoe lyk hy. Sien jy, kan jy 'n hak sien, kan jy 'n pen sien? Nee? Okay? So dis 'n hak, dis 'n pen, dis 'n spyker en die betekenis daarvan is koneksie. Nou so hier voor en om Kersfees het my kinders ingetrek in hulle huis en ek moes al die gate gaan boor om al die goed op te sit. En dan sê my skoondogter, nee wat, ons kap sommer spykers in. Jong, ek kry sommer klem in die kaak as hulle wil spykers in kap in 'n muur. Ek hoop nie daar's vrouens wat spykers kap in hulle mure nie. Vra jou man om, my vrou doen dit ook. Hoor vanmôre. Hierdie Wav, hierdie hak, en die betekenis is koneksie. To connect, to secure. Onthou julle nog Genesis 1 vers 1, en God het die hemel en die aarde gemaak. En hierdie and, is die koneksie tussen hemel en aarde. Nou dink vir 'n oomblik, wat het Jesus kom doen? Wat het Jesus kom doen deur sy kruisdood? Hy het die koneksie tussen die hemel en die aarde kom word. Dink aan die Ou Testament. Wat gebeur? Daar is hoeveel offers wat moes gebring geword het vir sekere goed. Elke jaar moes die hoëpriester ingaan in die allerheiligste om daar versoening te doen vir die volk se sondes. Maar dit moes elke jaar oor en oor gedoen word. Dit was 'n brug, maar daai brug was te kort. Dit was tydelik van aard en elke jaar moes dit weer en weer gebring word totdat daar 'n volmaakte offer gebring was. 'n Koneksie tussen God en die mens, tussen die hemel en die aarde. En die profeet Jesaja, nog lank voor Jesus, nog lank voor die Romeine 'n oorwinning behaal het, skryf hierdie woorde neer. Hy sê, dis profeties, hy sê, en ek sal hom inslaan, soos 'n pen in 'n vaste plek.
is God se woord nie amazing nie. Kan jy ons net vir die Here lofoffer gee vir sy woord? Is jy dankbaar vir die profetiese woord en die vervulling daarvan? En ek sal hom inslaan, soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader. Maar kyk wat sê vers 4, hy sê, en hulle sal aan hom ophang, die hele swaarte van die huis van sy vader. Die spruite, en die willelote, en die klein huisraad, van komme af, tot allerhande kruike toe. Is dit nie mooi nie? Lock, stock en barrel, alles sal aan hom opgehang word. Waar is jou boompie? Ek sien daar's nog een boompie oor. Die kleintjie, nie die grootte nie. Kyk na hierdie skrif. Ek het nie verniet daai spekboompie vir jou geplant in 'n kruik en nie in 'n plastiek nie. Onthou jy ek het jou gesê, wat 'n verskil tussen R1.70 en R7.10. Hoekom wou ek dit in 'n kruik, in 'n erdekruik, 'n pottery klei pot gesit het? Luister wat sê hierdie skrif. En alles was aan hom opgehang, hom wat ingeslaan het as 'n pen. Alles was aan hom opgehang. Man, die willelote, die spruite, die komme. Selfs daai koppie wat gechip is onder die wasbak. Alles. Ek het gedink by hierdie tyd staan jy op jou stoel van opgewondenheid. Jesus, my geliefde, het alles aan die kruis gedra. Ek is dankbaar daaroor en ek bid so dat wanneer jy na daai spekboompie kyk en jy sien hy kruik raak om te dink, wow, tot ek is aan daai pen opgehang. En jy gaan nou sien hoe dit gewerk het. So geliefdes, 2026 is die jaar van die mond. Ons is eintlik in die dekade van Pi en Pi is die mond, jy weet dit nou, né? 80. En ons het gesê, hierdie jaar nooi ons uit om sekere waarhede volgens God se woord te verklaar. Maar om iets te verklaar, het jy nodig om dit te verstaan, jy het nodig om dit in jou hart vas te maak, jy het nodig om 'n vars nuwe openbaring te kry, sodat jy sal weet, dat jy weet, dat jy weet. En in Psalm 116, en dis nie op die bord nie, in vers 10, en jy moet dit dalk neerskryf as jy dit wil gaan opcheck, sê Dawid, hy sê, ons het geglo en daarom het ons gespreek. En baie jare later kom Paulus daar in 2 Korintiërs 4 vers 13, jy kan dit neerskryf, dan kom hy, dan sê hy, net soos wat Dawid geglo het, glo ons ook en daarom spreek ons. Ons glo, daarom verklaar ons. En geliefdes, as ons iets moet verklaar, dan moet ons dit glo. Anders lieg jy. Anders praat jy uit iemand anders se mond uit. Ons wil nie uit iemand anders se mond uit praat nie. Ons wil uit ons geloof uitpraat. Net so, sê Dawid. Ag, het Paulus gesê, net so glo ons ook, daarom spreek ons ook, daarom verklaar ons, en hierdie jaar nooi jou en my uit, om sekere goed te verklaar, en daarom het ons laasweek gesê, as ek en jy goed moet verklaar, dan moet ons begin, hier, onthou julle waar, daai bed, nie met 'n D, nie met 'n T, ons hart, want ons moet eers hierdie hart reg kry, want uit die oorvloed van die hart, praat die mond, en ek moet gaan, die tyd is uit, is jy nog hier? So hierdie jaar het ons verklarings, ons woorde nodig om die merk te tref. It must find its mark. Wat het Jesus ons leer bid in die Onse Vader? Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom, soos waar? Soos in die hemel, ook op die aarde. Daai koneksie. Daai koneksie. Die waf. Okay. Right, as jy hier kan ons 'n bietjie verder gaan. Is jy reg? Okay. So geliefdes, nou wil ek dit huis toe bring na vanoggend toe.
Johannes skryf oor Jesus se kruisdood. En is net hy wat dit so aanhaal en so hier oorskryf. Hy sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Ek hou van die Engels. It is finished. Ons praat ons meer van volbring nie. Dis groot Afrikaanse woorde wat ons nie gebruik nie. Nie ek nie in elk geval nie. It's finished. It's finished. En wat gebeur? En hy het sy hoof gebuig en sy gees gegee. Hy het sy neshama, sy gees, daai asem van God wat in hom was. Kan julle dit nog onthou? Het hy gegee, want dit het teruggekeer. Maar nie totdat hy uitgeroep het. It is finished. Die Grieks, tetelestai. Dit is volbring. Dit is volbring. En hierdie woord tetelestai is 'n amazing woord. Dit beteken, it's accomplished, it's been done, it's completed, there is victory. Halleluja. Jong, ek is opgewonde. Ek weet nie van jou nie. Jesus se laaste woorde aan die kruis. Wat het Jesus volbring aan die kruis? What did he finish? As ek jou vra, gaan jy kan sê, jong, hy het dit gedoen en hy het dat gedoen. Maar geliefdes, ek dink dit is net weer tyd geword, dat dit nodig is, dat ek en jy 'n vars openbaring daarvan kry, want ek en jy moet 'n sekere verklaring maak. Ons moet dit glo, want weet jy wat? Dit onderskei ons van enige ander godsdiens. Nergens in enige ander godsdiens, en jy kan kyk en jy kan my opcheck, is daar 'n God wat sy seun gegee het en iemand gegee het om te sterf nie. Die ander gode vat net. Hulle wil hê jy moet doodmaak, sodat jy in die hemel kan kom. Ander gee nie om hoe arm jy is nie, en hoe swaar dit met jou gaan nie. Jy moet net offer sit. Ons God sê ek gee. Ek gee. Dit onderskei ons. Maar geliefdes, ek en jy het nodig om ons te vestig in hierdie waarheid, omdat ons glo, sal ons praat. Dit sal ons onderskei. Dit sal ons onderskei, en daarom wil ek vanmôre vir jou sê, not all roads leads to Rome. Verstaan jy wat ek sê? Nie alle godsdienste bring jou uit by God nie. There's only one way. Daar's een middelaar. Jesus Christus. Een middelaar. Moenie laat hulle vir jou vra, but who was his father nie? Man, it's a mystery. My God het nie 'n pa nodig nie. My God het nie 'n man nodig om 'n saadjie te plant nie. Hoekom het hy dit nodig? Hy is die een wat die saadjie laat ontkiem. Ek sê altyd vir mense as ek hulle kinders toewy, jy weet, God has got a good sense of humor. Jy weet, die paas veral staan so breëborstig en sê, lyk jy die laaitjie nie soos ek nie. Dan dink ek, ag, jy weet, die Here was ook net great om net so 'n bietjie ietsie van jou te gee. Net soos jy kan goed voel. Maar dink jy vir een oomblik, verskoon my, dink jy vir een oomblik, daai saad en daai eiertjie is so magic? Nee. Daar's 'n God wat kunstig in die geheim ons elkeen gevorm en gemaak het. Ag, en net sodat ek en jy goed kan voel oor ons klein aandeel daaraan, sê hy, ag, dat hulle net so bietjie soos jy lyk. Dit is volbring. Geliefdes, en ons het nodig om ons te vestig in hierdie waarheid. Want hierdie waarheid gaan ons mee gekonfronteer word. As God dan 'n God van liefde is, hoekom sal hy sy seun gee om te sterf? Wat is die kans dat iemand in jou plek sterf en jy gaan hemel toe? Nee, jy moet liewer 'n paar mense doodmaak
en jou plek verdien. Okay, ek sê nou te veel. Kom hier terug. Kom ons gaan na Kolossense hoofstuk 2 toe, want in Kolossense 2 word eintlik dit wat aan die kruis gebeur het aan ons geopenbaar. Hy sê en julle, is ons wat dood was in julle misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom, dis Jesus, lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Onderstreep daai woordjie nadat. Nadat hy wat? Nadat hy die owerhede, die magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel het, deur oor hulle te triomfeer. As jy 'n vers hierdie week saam met jou wil vat om daaroor te reflekteer, vat hierdie woorde van Kolossense 2 vers 13 en 15 saam met jou. Geliefdes, hierdie paar verse sê vir ons almal was dood in Adam. Maar nie net in Adam was ons dood nie, ons was maar dood in ons eie sondes en ons eie oortredinge. God se wet is perfek en goed. Maar God se wet het volmaaktheid geëis. En nie een van ons in onsself is volmaak nie. So al wat die wet kom wys het is, wel as jy dit nie kan onderhou nie, dan is jy vervloek. As jy dit kan onderhou, dan is jy geseënd. Maar eintlik het die wet vir ons kom wys, jong, ons is in die moeilikheid, ons het 'n redder nodig. En ek is in die moeilikheid, want ek is nou eers halfpad deur my lysie. En om Tini is nie eens hier, om te sing al die lof en al die eer, en my te help om aan te gaan nie. Nou kom die Hebreërs skrywer en hy sê, en hy haal eintlik Levitikus aan, wat sê, alles word deur bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Sonde het ons geskei van 'n heilige God. Maar wat het gebeur toe Jesus sy bloed gegee het, daar aan die kruis? Toe dit daar gestort is, toe is ons sonde vergewe. En alles is aan hom opgehang. Die sonde van ons verlede, die sonde van ons hede, maar ook die sonde van ons toekoms. Is jy dankbaar? En net daar is ons vrygemaak van die skuld en die oordeel van sonde. En net daar is ek en jy lewend gemaak, ons sterflike liggaam. Die werk is voltooi aan die kruis. En word ek en jy oorgebring van die dood na die lewe. En 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons word nuwe skepsels in Christus. Alles het nuut geword. Maar Kolossense 2 sê, daar was 'n skuldbrief. Daar was 'n skuldbrief teen ons. Hierdie skuldbrief was niks anders as die wet van God nie. Paulus noem dit in 2 Korintiërs 3 vers 7, hy sê, dis die bediening van die dood op kliptafels geskryf. Maar Paulus kom verklaar, dat hierdie vereistes van hierdie skuldbrief is betaal. Dis betaal. Dis betaal. Paulus sê, dis uit die weg geruim. Dit wat skeiding gemaak het tussen ons en God. Want 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak in ons plek, sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God in Jesus Christus. So Jesus het alles op hom geneem. Al die skorrelgoed, al die baggage waarmee jy saamloop. Ja, daai sak vol. Jou past, jou history, jou skuld, jou shame, jou moeilikheid. Sien jy daai sak vol goed? Is opgehang. Dis vas gespyker.
Al daai goed saam was soos 'n skuldbrief. En nou sê Paulus in Kolossense 2, dis aan die kruis vasgenaal. Dis nie net mooi poëtiese metafore wat hier gebruik word nie. Daai was legal lingo. Dit was hoftaal. In Jesus se tyd was dit so. As jy skuld gehad het, ek amper vra wie het skuld? Wie het skuld? Nee, Bidie, jy kan dit nie eens sien nie, man. Wat? Ek het nie nulle mis. Nou, dit was so in Jesus se tyd. As jy skuld gehad het en jou skuld was opbetaal, dan was daai briefie met dit wat jy geskuld het, wat betaal is, fisies letterlik op 'n paal vasgespijker, sodat almal kon sien dat jou skuld betaal is. Sal dit nie 'n blye dag wees nie. Daai blye dag het vir ons aangebreek. Jesus het daai skuldbrief betaal. En dis daai skuldbrief. Dis daai skuldbrief wat vasgespijker is, wat vasgenaal is aan die kruis. En wat sê daai skuldbrief? It is paid in full. Dis opbetaal. Daar's niks meer uitstaande nie. Nikkie is nou nie vanmôre hier nie. Ek onthou die dag toe sy vir my gesê het, Ledge, ek het vandag my huis klaar betaal. Ek onthou dit. Sal ek seker vir altyd onthou. Ek het my huis klaar betaal. Daar's 'n groter skuld. Groter skuldbrief wat klaar betaal is, ten volle opbetaal. En soos wat Jesus aan daai kruis vasgenaal is, gewaf is, het jy gesien, ek het hier met chalk op hierdie kruis, miskien kan julle dit nie sien nie, het ek die waf geteken. Die simbool, die konneksie, daai skuldbrief is vasgespijker. En wat sê daai skuldbrief? Leilani is skuldvry. Paid in full. Paid in full. Maar Paulus sê, dit het gebeur nadat. Kan ons teruggaan na daai skrif toe? Charlotte? Kolossense 2. Hy sê, nadat wat? En dit is belangrik dat ek en jy dit sien. Nadat Jesus wat gedoen het, die owerhede en die magte uitgekleed. Julle weet, Jesus het naak aan die kruis gehang, né? In hy oomblik toe hy ontbloot was in sy naaktheid en mense daar verbygestap het, was hy besig om die owerhede, die magte uit te klee. Hulle in die openbaar tentoon te stel en oor hulle te triomfeer. En nadat hy dit gedoen het, toe is hy briefie opbetaal. En weet wat is wonderlik van daai briefie? Die vyand kom altyd om ons te herinner aan ons skuldlas. Hy kom jou altyd vertel, jy's nie goed genoeg nie, jy sal dit nooit maak nie, jy moet beter doen, jy moet bietjie harder probeer. Nee, Jesus het dit klaar betaal nadat hy die vyand oorwin het. En weet jy wat? Kom aan, wees nou vanmôre eerlik. Hoe dikwels kom die vyand na jou toe terug en sê, onthou jy daai ding wat jy gedoen het in 1944? Hy is die aanklaer. Kyk, ja, Kolossense 2 vers 14 in die Passion is so mooi. Hy sê, he cancelled out
every legal violation, every record, even the old arrest warrant. He erased it all. He deleted it all. It cannot be retrieved. Ek het al een keer 'n hele preek klaar getik en ek weet nie wat ek gedoen het nie en toe sê hy weg. Toe moes ek oor begin het. Het jy al iets verloor, 'n dokument, and you can't retrieve it? Prys die Here, dit is ook so van daai skuldlas wat ek en jy gehad het. And it was placed on his cross and nailed permanently there as a public display of cancellation. Kan ons net die Here daarvoor 'n lofoffer gee? 'n Public display. My geliefdes, wanneer ek en jy besef en tot die besef kom dat daai skuldbrief vasgespijker is, gewaf is, daar aan die kruis en is volbring, it is finished, sal ons nie langer toelaat dat die vyand met ons mors nie. Sal ons nie toegee en ingee aan sy leuns en sy misleiding nie. Want die skuldbrief is betaal. En wat doen die volmaakte liefde? Dit verdryf die vrees. Die vrees vir straf. En nou sê Paulus in Romeine 8, vers 1, nou is daar geen veroordeling vir die wat in Christus is. Geliefdes, in die kruis is ons nie net vergewe nie. Dit het 'n geregtelike dit het geregtiglik elke beskuldiging teen ons kom kanselleer. Alles wat die hel teen ons wil bring. En ek dink toe daaraan, ken julle die ding van double jeopardy? Ek weet nie hoe vertaal mense dit in Afrikaans nie. Double jeopardy beteken, jy kan nie 2 keer vir dieselfde oortreding gestraf word nie. But we're so stupid. Die duiwel kom haal daai ou koeie en daai ou goed en dan bring hy dit weer en dan voel ons weer skuldig oor. Jy kan nie double jeopardy. Jy kan nie 2 keer vir dieselfde oortreding nie. Maar ons laat toe dat die vyand ons vashou en terughou oor goed van die verlede, terwyl Jesus dit aan die kruis vasgenaal het. Moet ek klaarmaak? Hy het vir ons 'n vloek geword. Sê Galasiërs 3 vers 13, ons is losgekoop. 1 Petrus 2 vers 24, hy het ons sondes in sy liggaam gedra, sodat ons die sondes kan afsterf, en hier's 'n mooi gedeelte, en vir die geregtigheid kan leef. So we can live for righteousness. Hallo? We can live for righteousness. So dit verander my uitkyk. Kolossense 1 vers 13 en 14 sê, en nou het hy ons oorgebring van die lewe na die dood, of van die dood na die lewe, na die koninkryk van sy seun. En wat het gebeur? Toe God alles klaar geskaap het, toe gaan sit hy, toe rus hy. En nou lees ons in Efesiërs, toe Jesus alles gedoen het, het hy aan die regterhand van die Vader gesit. En nou sê Efesiërs 2 vers 6, en ons sit saam met Christus in hemelse plekke. That's our position. Ons is al reeds daar. Dis ons plek. Dis my posisie in Christus. Hallo? Hoor jy vanmôre? So, kom ons bring dit huis toe. 5 minute dan gaan ons aan die tafel van die Here sit. Nou kom Paulus en dan sê hy, en wanneer julle by mekaar kom, 1 Korintiërs 11 vers 26, met die brood en die beker, hy sê dan verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Dis nie 'n vreemde skrif nie. Maar geliefdes, kyk mooi na wat hierdie skrif vir ons sê. Dit sê eintlik vir ons, elke keer as ek en jy deel het aan hierdie tafel, verkondig ons die volkome werk, the finished work of Jesus.
Eintlik is dit 'n celebration. En in die week toe ek en Bernadette daaroor praat, toe sê ek, dis 'n celebration. Ons moet nie 'n hartseer liedjie sing as ons klaar is om 'n nagmaal nie. Nee, ons moet opgewonde en opgewek wees. It's a celebration because it's been finished. It's paid. Tetelestai. Amen. Geregtiglik. Volgens die wet is dit betaal. Is dit klaar. En ek het hier geskryf, dit behoort eintlik 'n celebration te wees, want wanneer ons nou na onsself kyk, dan kyk ons nie na onsself met 'n bewustheid van ons verlede en ons sonde nie. Nee, wat doen ons? Ons sien Jesus raak die begin en die volëinder van ons geloof. Ons raak bewus van die geregtigheid wat ek het in Christus Jesus en dit bring my op 'n plek van rus. Nie van vakansie nie. Onthou julle laasweek, restoration. Plek van rus. Want nou besef ek hoef nie meer te woeker en te werk en dit self te probeer doen nie. Jesus het dit klaar gedoen en dit bring my by 'n plek van rus. Ek is nie langer onder die oordeel en die veroordeling nie. Ek is vry. En wanneer ek daai broodjie neem en daai kelkie vat, dan verklaar ek die feit dat die werk volbring is. It is finished. Toe Jesus aan daai kruis vas gewaf is, gespyker is dit volbring. Is jy bly jy is deel van die finished work? En dis ons verklaring. Dis ons verklaring en ons doen dit tot sy gedagtenis. Nou het ek en jy daardeur vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan, sê Hebreërs 4 vers 16, want ek is vry van my skuld, sê Korintiërs 1 Korintiërs 5 vers 19, daar is nou geen veroordeling meer nie, sê Romeine 8 vers 1, ek kan rus in die wete, sê Hebreërs 8 vers 2, dat God nooit weer aan my sonde dink nie. En weet jy wat? Nou kan ek nie sien nie. Weet jy wat? Elke dag begin ek en jy die dag by die eindstreep en nie by die begin nie. We start at the finished line. Is dit nie amazing nie? Heerlikheid. Plaas ek het lankal agtergekom het en wanneer ek moes atletiek hardloop, begin het by die eindpunt. Then I was first. Elke dag as ek begin ek by die eindstreep. The finished line. Ek begin nie daar nie. Ek begin nie weer daar in die gutter nie. Ek begin by die eindstreep. En daarom wil ek hê jy moet in hierdie week in jou pause oomblik, wanneer jy pause in die middel van die dag of wanneer ook al, en jy haal diep asem, en terwyl jy die asem inneem en dit uitblaas, is jy besig om God se naam aan te roep en God se naam te verklaar, maar dan wil ek ook hê, jy moet hierdie woord in jou gees vasmaak, it is finished, tetelestai. Die prys is vir my betaal. Ek begin nie in die gutter nie. Ek begin nie met 'n agterstand nie. Ek begin. Ek begin by die eindstreep. It's finished. En dit moet deel wees van ons verklaring. En dit moet ons in ons harte vestig. Want dit onderskei ons. Maar wanneer ons dit vasmaak, sê Paulus, en ons dit in ons harte gebêr het, en 'n deel word van ons DNA, sal niks ons kan skei. Nie die dood nie, nie die lewe nie, nie honger nie, nie swaard nie, nie magte nie, nie kragte nie, nie veroordeling nie, nie vervolging nie, selfs wanneer ek met my lewe die prys moet betaal vir dit wat ek glo. Dawid het gesê, en Paulus het hom aangehaal,
ons het geglo. Elsabie, kom breek die brood. Ons het geglo. Daarom het ons gespreek. Ons glo. En daarom verklaar ons. It is finished. It is finished. Sê dankbaar vanmôre. Net daar waar jy sit, wil jy vir 'n paar oomblikke net jou oë sluit en net daaroor dink. Ek begin nie by die begin nie. Ek begin by die eindstreep, the finish line. Tetelestai. Want Jesus was aan die kruis vasgenaal. Hy is die waf. Hy is die koneksie tussen die hemel en die aarde. Hy het die koneksie herstel tussen my en God. My skuld is betaal. My verlede is uitgewis. Ek is 'n nuwe skepping in hom. So vanmôre wil ek jou uitnooi na hierdie tafel toe en ek wil vra as jy 'n broodjie gevat het en 'n kelkie dat jy terug sal gaan na jou sitplek toe en voordat jy dit gebruik dat jy sal sê vir jouself, it is finished. Dis klaar. Alles is opgehang. Lock, stock en barrel tot die ou vuilskorrel goed. Is vasgepen. It is finished. Ek is vry.